In die boek van Numeri het ons gisteraan geblaai, ons het 4 stadiums gehad. 3 stadiums van die reis om hierdie week te neem, van die pelgrimstogs van die kinders van Israel, wat typeer omdat ons glo in typologie, wat die ou kerk typeer met die nuwe, hulle in die natuurlike, ons in die geestelike. Die Here het ons ontmoet. Ons het teruggegaan in Abraham, Isak, Jakob, Josef, verder af in die slawerny in Egipte in. Toe het die Here ons gisteraan geseën en ons het hulle uitgebring, na die Skelfsee toe, oorkant na die geslaande rots toe, en daar voor God gestaan het. Nou vanaand neem ons hulle in Kades Barnea in na die oordeelsbank voor die koperaltaar, of die koperslang liewer. Môreaand is die Here wil, neem ons hulle oor na die tuisland toe, oes te uitkom, ons gaan môre die Jordaan oorsteek as die Here wil. Joshua het vir hulle gesê, kom nou by mekaar, ons gaan oorgaan. Nou net voor, julle weet daar's niemand van ons wat, of enige prediker, wat vir God op sy hart het, wat nie, wanneer hy na die skrifte kyk, hy nie net 'n bietjie bang is nie. Benader ek dit in my eie vermoë, of is die Heilige Gees hier om my te lei? Onthou dat die saad wat gesaai is, dit ongetwyfeld ergens sal vestig. En ons wil hê dit moet die regte, egte, onvervalste saad van God wees, wat gesaai word in die mense se hart. Want eendag moet ek in die oordeel staan om rekenskap te gee van wat ek gesê en gedoen het in hierdie lewe, saam met julle. As ek mislei het, dan sou ek as 'n misleier gereken word. En ek sou dit beslis nie wou doen nie opsetlik nie. Voor ons bid of voor ons bid oor die woord. Julle weet, die Bybel het gesê dat toe Johannes in die boek van Openbaring gesien het, het hy gesê, hy het die boek gesien. En dit was verseël op die agterkant, voor en agterkant, en niemand in die hemel en geen mens op aarde of geen mens onder die aarde was waardig om die boek te neem of daarna te kyk nie. En toe het 'n lam wat geslag is vanaf die grondlegging van die wêreld gekom en dit geneem uit die hand van die een wat op die troon gesit het. En die ouderlinge het uitgeroep, U is waardig. Nou mag daar die lam vanaand kom en die woord oopmaak. Ons kan die blaaie omblaai, maar dit kos die lam van God om die woord oop te maak. Sal ons ons hoofde buig, broer Junior, lei ons in 'n woord van gebed as jy sal, terwyl ons bid dat God sy woord vir ons sal oopmaak, as jy sal. Goed, Here seën julle nou. Blaai om mee te begin vanaand na Numeri die 13de hoofstuk. Ons begin daar en dan gaan ons verder. Ek sal net probeer om nie te maak soos ek gemaak het, julle net 'n lang tyd te hou nie, maar ek julle nou net so gou as moontlik laat gaan. Sodra die Heilige Gees sal sê dis genoeg, dan sal ons gaan. Môreoggend onthou nou Sondagskool 9:30 en voor of om 10:00 sal ons die vrae beantwoord. Bring julle vrae in, bring hulle in vanaand. Die diens gee hulle vir sommige van die ouderlinge sodat ek hulle kan kry, of op een of ander manier vir die vrae môre. Het 'n mooi aantal van hulle. Môre aand is oorgaan oor die Jordaan. Nou, ons het 3 stadiums gehad. Daar's 3 stadiums van die reis. Israel in Egipte, Israel in die woestyn, Israel in die tuislande, Palestina, beloof deur God honderde jare tevore. Goed, het toegevind deur die kerk terugneem net vir 'n voorskoutjie uitgevind dat God vir Abraham beloof het dat hy hom sou red, om 'n onvoorwaardelike belofte sou gee, onvoorwaardelike verbond. Hy sou hom en sy saad red, nie al sy saad nie, maar sy beloofde saad, Isak. Abraham het 11 seuns gehad, julle weet, maar een van hulle was die belofte, deur Isak. Dis waarom Paulus gesê het in Romeine die 9de hoofstuk, dat almal wat Israel is nie, maar deur Isak die saad geroep sal word. Nou dan God deur Isak wat Christus verteenwoordig. Ons let op, Christus was in Abraham, Christus was in Isak, Christus was in Jakob,
Christus was in Josef. Christus was in Moses. Christus is in die hele Ou Testament, in die hele Ou Testament, as ons tyd gehad het, hier 7 jaar gelede, hierdie laaste week, hierdie laaste paar maande het ons die boek van Exodus geneem. Van een kant na die ander, wat alles typeer, self die skeidings, waters, die rooi verskoei, dit kon nie 'n bruine wees nie, dit moes 'n rooie wees, nie 'n kol daarop nie, dis moes verbrand word. En die skeidingswater gemaak word, en dis om die mense te besprinkel nadat hulle gesondig het, en buite die laar uitgegaan het. Hoe die hyssop en die sederhout en alles bymekaar gemeng, hoe die hout in die tabernakel, hoe die koperaltaar, die waskom, die toonbrood, alles na Christus verwys het. En in hom is ons volledig, in Jesus Christus. Hoe wonderlik is ons les vanaand, hoe God Israel as 'n tipe gebring het, vooraf geskadu het wat sou wees. Nou, ons het toe uitgevind dat hulle na 400 jaar God vir Abraham beloof het, dat sy saad in 'n vreemde land sou bly vir 400 jaar. Maar sou uitkom onder die sterk hand. God se beloftes word altyd waar, God maak altyd sy woord reg. Die ou profetiese wiele en ratte van God draai stadig maar seker, kom reg tot op die plek. Dis die rede vanaand in die studie van hierdie Exodus van die kerk, ek glo dat ons weer in die Exodus is. Ek glo Moses wat 'n volmaakte tipe van die kerkorganisasie was wat God gefaal het, en Joshua die nuwe leier verteenwoordig die kerk wat God gefaal het, en Joshua het Israel oorgeneem na die beloofde land. Perfek as ons dit sal dophou, hoe dat God destyds daar in die dae beweeg het. Alles het goed verloop, hulle het gedink hulle was goed gevestig, maar toe die tyd van die belofte nader gekom het, het daar 'n farao opgestaan wat nie vir Josef geken het nie. Dinge het anders begin beweeg, en dit was 'n tyd vir 'n verlossing. Die mense het begin kerm en uitroep, en toe het God afgekom om hulle te verlos. Hoe perfek. En toe het 'n man gestuur, 'n kind is gebore, 'n eenaardige kind, en hy is eenaardig groot gemaak, maar God het sy hand op hom gehad. Moses, hoe hy versteek was in die bissies, gebore in 'n tyd van vervolging, net soos Christus. As 'n egte kind gebore, net soos Christus, en hy is in hierdie wêreld gebore om 'n verlosser te wees, net soos Christus. En hoe hy sy werk, hoe hy 'n wetgewer was, opgesgaan het in die berg en 40 dae gebly het, weer uitgekom met die wet, en hy, sy knaande sonde was nie meer, hy het die gebooie verbreek, weer opgegaan wat gewys het, dat daar die priesterdom moet sterf vergaan. Net soos Jesus 40 dae in die woestyn ingegaan het, en toe hy uitgekom het, Jesus het Satan hom net op sy swak plek ontmoet, soos hy vir Moses het. Jesus se swak plek was honger. Hy het gesê, as u die seun van God is, beveel hierdie klippe om in brood te verander. Jesus het gesê, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Hy het toe geweet, hy het nie vir Moses ontmoet nie. Hy het geweet, hy het iets anders as Moses ontmoet, want Jesus het die woord geken. En daar enigiets is wat die kerk vandag behoort te ken, is God se woord. Hoe om dit by mekaar te sit en dit toe te pas op jou hart. Want hierdie is die dag, broers, julle sal saam met my stem, 'n dag van Isme. Ek het Genesis nou vir 2 jaar bestudeer van Genesis. Dis die begin, die voortbring, die saadhoofstuk. En julle let op dat al daardie sektes van daardie dag begin in Genesis. Hulle het hulle begin destyds in Genesis gehad, eindig hier in die laaste dag. Byvoorbeeld baie van hulle soos hoe daardie formele godsdienst begin het in Kain, hoe dit uitgekom en afgekom het deur die seuns van Noag, Gam. Uit Gam het hy Nimrod gehad. Nimrod het die toring van Babel gebou. Babel kom verder af deur koning Nebukadneser se tyd,
en verder uit in Openbaring in Babylon. Hoe daar die saadjie destyds begin het aan die ooste kant van die poorte van Eden, afgekom het, uitgegaan het. Al die soorte sektes en alles het destyds daar begin, wat hulle self na die einde toe deurweef het. Nou, dit betaam ons om op te let, versigtig te wees, in die woord gevestig te wees. Baie dinge vind vandag plaas wat onskriftuurlik is. Laat ons die skrif doppel seker wees waar ons reg is. Dis wat ons hierdie week probeer leer het. Grootste ding wat ek teen die kerk vind vanaand is vrees. Almal is doodbang vir iets. Waarvoor is julle bang as 'n man wedergebore is, behoort hy gelukkig, sorgeloos te wees. Net soos hierdie kerels wat hier bo sing en die broer wat daar agter getuig het. Net vry. Daar is niks wat jou kan skaad nie. Niks teenwoordig, niks toekomstig. Niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus is nie. God het beloof. Hy het geroep deur uitverkiesing, hy het sy kerk in orde geplaas. Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie trek nie. Jy het nooit na God gekom omdat jy wou nie. Jy het gekom omdat Christus jou geroep het. God het jou geroep. En hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerp nie. Ek sal hom ewige lewe gee. Nie net bly vir 'n week, een herlewing na ander nie, maar ewige lewe en sal hom opwek in die laaste dag. O Christus, as dit nie die wind uit Satan se seile uithaal nie, weet ek nie wat dit doen nie. Sê, hoe weet jy? Ek het gesê, Jesus het so gesê, so spreek die Here. Jesus het so gesê, dit handel het af. As hy dit gesê het, glo ek dit. Hy het gesê in Johannes 5:24, my gunsteling onderwerp, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewige lewe en sal nie die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Sê, dis baie maklik, broer Branham. Geen mens kan glo Jesus is die Christus in sy hart en sal dieselfde man wees wat hy tevore was nie. Kan dit nie doen nie. Nee, meneer. Soos ek gisteraan gesê het, drink, rook, dobbel, al daardie dinge is nie sonde nie. Dit is nie 'n sonde om te dobbel nie, dit is nie, of dobbel is nie sonde nie, liewer, rook is nie sonde nie, drink is nie sonde nie. Vloek is nie sonde nie, dis 'n eienskap van sonde. Omdat jy 'n sonder is, dis waarom jy dit doen. As jy 'n Christen was, sou jy dit nie gedoen het nie. Het gesê, hy wat die wêreld liefhet of die dinge van die wêreld, die liefde van God is nie in hom, eers in hom nie. So nou, jy's offer, jy het nog nooit 'n halfpad Christen gesien nie. Ek het nou die aand iemand gevra, ek het gesê, is jy 'n Christen, broer? Gesê, ek is 'n redelike goeie Christen. Sê, nee, jy is nie. Daar is geen redelike goeie Christen nie. Hoeveel het al ooit 'n dronk nigter man gesien? Niemand nie. Hoeveel het al ooit 'n swart wit voël gesien? Niemand nie. Dis op. Jy het nog nooit 'n sondaar gelowiges gesien nie. Jy's of wedergebore of jy's nie wedergebore nie. Jy's aan een kant van die draad. Nou as jy wedergebore is, het jy ewige lewe en daar's niks in jou. Al die ou dinge het verbygegaan en daar's net die fontein. Bitter en soete water kom nie uit dieselfde fontein nie, sien. Die boom word geken aan die vrugte wat dit dra. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Lang gelede het al die Methodiste mense gedink, man, ons het dit. Ons kan skree. Na Luther se dae het hulle gedink, omdat hulle geskree het hulle dit gehad. Ek glo in skree. Maar dis geen rede dat ek dit het nie. Dis die eienskap dat ek dit het. Die Pinkster het gekom en tale gepraat. Hulle het gesê, o, nou weet ons het dit. Het julle? Dink nou al omtrent anders daaroor. Dis nie dit nie. Julle vind uit, dit is nie dit nie. Broer, dierbare sterwende lam, u kosbare bloed sal nooit sy krag verloor tot die hele vrygekoopte kerk van God gered is, om nooit weer te sondig nie. Sien, hier's wat dit is. Vandat ek in geloof die stroom gesien het wat u vloeiende wonder voorsien het, was verlossingsliefde my tema en sal wees tot ek sterf. Praat ek met die tale van mense en engele en het nie die liefde nie, baat dit my niks. Al het ek al my goed gegee om die armes te voed, baat dit my niks. Al het ek mag om berge te besit en so voort, baat dit my niks. Waar daar profesie is, dit sal val.
En waar daar taal is, dit sal ophou, en waar daar kennis is, dit sal verdwyn, maar wanneer volmaakte liefde in die menslike hart ingekom het, sal die duiwels in die jalm dit nooit kan ontwrig nie. Dis reg. As my vrou my sou respekteer omdat sy bang was vir my, sou ek nie wees, ek sou bang wees om haar te verlaat. Maar sy het my lief. Sy het vertrou in my omdat sy weet ek het haar lief en sy my lief het. Wanneer ek weggaan, hoef ek nie te sê, nou mevrou Brenham, ek gaan vir jou 'n lys opdragte hier los wat jy moet doen, 'n klomp opdragte nie. Jy sal nie na enige ander man kyk nie, jy sal nie hierdie doen of ek. Wel, sê net, dis outomaties. Ek het haar lief en sy het my lief en dit handel dit net af. Ek gaan net aan. Dis hoe dit is om te lewe vir Christus, halleluja. Jy het hom net lief met jou hele hart, siel en verstand en gaan aan, dis al. Daar's geen boosheid wat kan uitkom nie. Dis reg, wanneer binne alles is jy dood, jy is dood, jou lewe is verborgen in God deur Christus, daarin verseël deur die Heilige Gees. Hoe gaan die duiwel jou kry? Nee, jy neem 'n treintrok, hulle sal dit begin laai en op die spoor. Baie van julle mense hier, ek ken party van julle wat trokke laai en hulle sal rondgaan. Hulle sal soveel hier vra en soveel daar. Maar voor daar die trok verseël kan word, moet die inspekteur kom. Hy kyk deur, hy sien dat alles wat daarin is, vas is en alles gereed is. Dit gaan na sy bestemming toe, wel as daar enigiets los is en bang is dit sal breek, sal hy sê, haal haar uit, maak haar weer reg totdat julle dit kry. En wanneer dit heeltemal vasgemaak en gepak en stewig is, dan sal hy die deure toeklap en dit verseël. Niemand kan haar seël breek totdat dit sy bestemming bereik nie. Dit reg? Dis hoe dit is waar dit sê Efesiërs 4:30 bedroef. Nie die Heilige Gees van God waardeur julle verseël is tot die dag van julle verlossing. 'n Paar losrad geleide het God sal dit uit jou uithaal en dit regmaak voor jy verseël word in die koninkryk. Elke man hier binne en elke vrou sonder die doop van die Heilige Gees, die enigste rede waarom jy dit nie het nie, omdat jy nie glo nie. Dis reg. Die geloof, ons het hierdie week geneem en dit bewys dat Abraham God geglo het, deur geloof, dis reg. Nou dis goeie baptiste doktrine om God te glo. Tom, jy weet, ek dink jy kom met 'n baptiste kerk dat hulle gesê het, glo God, ek het ook. Dis 'n goeie kerk om uit te wees. Verskoon my. Ek het nie bedoel om dit te sê nie, nou net 'n oomblik, ek het niks teen die baptiste nie. Hulle het baie goeie dinge. Maar kyk broer, ek het hulle op die radio gehoor nou die dag 'n kerel, goeie baptiste prediker wat probeer om Handelinge 19 te omseil. Hy het gesê Apollos het nie vir Jesus geken nie, so dis waarom hulle weer oorgedoop moes word. O nee. Apollos het vir Jesus geken en hy het bewys deur die woord van God dat Jesus die Christus was. Amen. En hy het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang nadat julle geglo het? Dis reg. God het vir Abraham die belofte gegee en hy het die belofte geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar hy het hom die teken van besnydenis gegee as 'n seël van die belofte. Halleluja. Jy glo God deur geloof dat jy gered is en vaar hom. En wanneer jy dit ook al doen, gee God jou die Heilige Gees as die seël van die belofte wat hy jou beloof het. Die Heilige Gees is 'n gawe van God. Dis reg wat die hart besny, die oortollige vlees afsny en jou 'n nuwe skepsel in Christus maak. Amen. Goed, daar het julle dit. Dis niks wat jy self daarmee te doen gehad het nie. Dis 'n gawe van God. En wanneer jy reg glo, gee God dit vir jou. Dis deur geloof. Jy nou geloof is nie wat dit is nie. Dit soos wat ek 25 sent het en 'n brood kos 25 sent, die 25 sent. Ek sal dit later optel. Die 25 sent is nie die brood nie, maar die 25 sent koop die brood. Dis wat die brood koop. Was net, dit was toevallig gehalpenne van Afrika. So ek reken dis waarom dit omgedraai het. Goed, die 25 sent is nie die brood nie, die 25 sent koop die brood. Geloof is wat jy in God het en dit in die erkenning van God vir jou geloof gee God jou die Heilige Gees wat die hart en ore besny is. Dit reg, maak jou 'n nuwe skepsel. God getting ready to deliver, we found out that he was
Die God wat gereed maak om te verlos, ons het uitgevind dat hy was, Moses se eie seun soontoe geneem het, om die kinders van Israel te verlos onbesnede. En Zipporah het 'n skerp klip geneem, die vooruit van haar kind afgesny en dit voor hom gegooi gesê, jy is 'n bloody man vir my. Julle weet, het julle dit al ooit baie goed bestudeer? Moses het hom weer gehad, julle weet, wat hom uiteindelik uit die beloofde land uitgehou het. Sê meer, en God het hom daar agter buite gesit en hom ook 'n klein hemmerige vroutjie gegee. Ek is seker hulle het 'n paar probleme agter in daardie woestyn gehad en julle, God weet hoe om jou te tem, so hy het hom daar agter buite 'n vroutjie gegee gewys. Sê daardie vooruit afgesny dood voor hom gegooi gesê, jy is 'n bloody man. Wiste, hy het geweet hoe om met hom te werk, daarin meer uit hom uit te haal. Goed, toe het hulle verder afgegaan en hy het tekens en wonders en wonderwerke gedoen en let op, o goeiste, ek het iets my voel tref. Kyk hoe dat Jambres en Jannes, daardie twee sterrewigelaars, daar gestaan het en dieselfde soort wonderwerke gedoen wat Moses en Aaron gedoen het, reg saam met hulle gegaan het. Nabootsing, broer, ons het die wêreld vol daarvan vandag. Die kerk is vol daarvan vandag, vleeslike nabootsing. En daar's een ding nou om hierdie af te sny, let op, soos 'n groot Bybelleraar nou die dag op die radio gesê het, dat goddelike genesing van die duiwel was, dat die duiwel goddelike genesing gedoen het. Ek wil hê julle moet vir my die skrif vind waar die duiwel ooit goddelike genesing gedoen het, waar dit ooit deur hom beloof is. God het gesê, ek is die Here, Psalms 103:3. Ek is die Here wat al julle krankhede genees. Jesus het gesê, as Satan vir Satan uitdryf, dan is sy koninkryk verdeel. Hy kan dit nie doen nie, hy kan homself nie uitdryf nie, so alle genesing maak nie saak waar dit vandaan kom nie, kom net deur God. En hou hierdie towenaars dop, hulle kon die luise bring, maar hulle kon hulle nie wegneem nie, hulle kon nie genees nie, hulle kon wonderwerke doen, maar hulle kon nie die genesing doen nie. Genesing lê in God alleen, en toe hulle swere geroep het die Egiptenare self vol swere geraak. En hulle het gesê, hierdie is die vinger van God, halleluja. Ek dink aan haar, die vinger van God, as God kon 'n blinde oog met sy vinger oopmaak. Hierdie is die vinger van God, kon al hierdie dinge doen. Kyk wat hy gedoen het met sy vinger, hy het die siekes genees en die dooies opgewek. Al hierdie dinge het hy gedoen met sy vinger, maar toe hy agter 'n verlore skaap aangegaan het, het hy nooit sy vinger gebruik nie. Hy het hom op sy skouer gesit en hom ingebring. Halleluja, wat 'n sekuriteit, 'n verlore skaap op sy skouer. Nie sy vinger nie, het hy nie gebruik nie. Hy het sy skouer gebruik om die skape in te dra. Let op. Toe het God nadat met Moses gewerk het, hom gereed gemaak, die tekens uitgestuur. Toe was die laaste teken wat ons gisteraan geneem het, die dood. En ons het uitgevind, dis geestelike dood in die kerk, die laaste plaag, nou kerk wat opdroog, wat wegwaai. Dis reg, ons lewe in 'n verskriklike tyd. Hoe dat die kerk, die ou mense wat altyd regtig die oorwinning gehad het, dit verloor, sterwenstyd, die bloed van die voorkant van die deur laat afkom. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Verder aan het hulle gekom in die geslaande rots in, let op, toe hulle by die rots gekom het hulle behoefte gehad. Nou Moses het die rots met die staf geslaan, dis waar ons gisteraan gelos het. Die rots met die staf geslaan en die staf was God se oordeelstaf. En hy het die rots geslaan en daar was 'n skeur in die linkerkant van die rots. Toe die kinders van Israel honger geword het, het hulle soontoe gegaan. En 'n by en 'n by het daar ingekom en het 'n nes gemaak en het heuning uit die rots gekry. Alles wat hulle nodig gehad het, was in die rots. Die rots het die kerk gevolg en die rots was Christus Jesus. Toe hulle dors was, het hulle uit die rots gedrink. Toe hulle honger was, het hulle uit die rots geëet. Waar hulle ook al gegaan het, het die rots hulle gevolg en die rots volg nog steeds die kerk. Christus is die rots wat in die woestyn was. Let nou op dan, daar dieselfde rots. En wonder toe hy in Jerusalem ingekom het, het hulle gesê, laat hom stil bly, laat hulle stil bly.
Hy het gesê as hulle stil bly sal die rotse klippe onmiddellik uitroep. Wat was dit? Daardie hoofhoeksteen het gekom afgerol tussen die klippe deur. Iets moes plaasvind. Rotse wat uitroep. Die vrou wat bloedvloeiing gehad het vir soveel jare, sê het met die rots gepraat en die rots het genesing voortgebring. Lazarus dood is, het Martha met die rots gepraat en dit het opstanding voortgebring toe hulle op die see was in die storms. Ou bootjie het rondgedobber soos 'n bottelprop buite in die middel van die see. 'n Vrou het vir my gesê, hier nie lank gelede nie, sy het gesê, broer Branham, sy het gesê, Jesus was niks meer as 'n gewone man nie, gesê, hy was 'n profeet, maar jy probeer hom God maak. Ek het gesê, hy was God. Hy was of God of 'n bedrieger. En hy het gesê, hy was 'n goeie man, hy was 'n filosoof, maar hy kon nie God wees nie. Hy was nie goddelik nie. Hy het gesê, hy was goddelik, hy moes goddelik wees. As hy 'n mens was hy deur seksuele geboorte gebore. Maar hy is deur 'n maagdelike geboorte gebore, so hy was God se bloed. Die Bybel het gesê, ons word gered deur die bloed van God. Hy het gesê, ek sal dit vir jou bewys, hy was niks meer as God, niks meer as 'n profeet nie. Hy was nie goddelik nie. Hy het gesê, as jy dit kan bewys met die Bybel, hy het gesê, ek sal dit doen. Hy het gesê, laat ons jou skrif hoor. Hy het gesê in Johannes die 11de hoofstuk, toe Jesus daardie dag afgegaan het na die graf van Lazarus, ek het gesê, ek onthou dit, gesê, hy het gehuil, die Bybel het gesê, hy het geween. Ek het gesê, dis waar, ek het gesê, wat het dit daarmee te doen? Sy het gesê, dit bewys, hy was nie goddelik nie, want hy kon nie ween en goddelik wees nie. Ek het gesê, kyk vrou, hy was die Godman. Ek het gesê, toe hy daar afgegaan het, gehuil het, terwyl hy gehuil het, was hy man. Maar ek sê jou, toe daar die liggaampie daar reg op trek en gesê het, ek is die opstanding en die lewe, en hy het met 'n man gepraat wat al 4 dae dood was, sy liggaam was verrot, die velwurms is in en uit gegaan, verderwing het sy meester geken, en 'n man wat al 4 dae dood was, het op sy voete gestaan en weer gelewe. Dit was meer as 'n man wat gespreek het, dit was God. Ja meneer, hy was 'n mens toe hy daar bo op 'n berg was, daar die nag afgekom het, oral in 'n boom gesoek het om iets te kry om te eet, 'n vyeboom probeer het. Hy was honger toe hy mens was. Toe hy daar die boom gekyk het, was hy mens. Maar toe hy 5 broodjies en 2 stukkies vis geneem en 5000 gevoed het, was dit meer as God, meer as 'n mens. Dit was God en aan die mens. Ja meneer, hy was waarlik 'n mens toe hy in daardie bootjie gelê het en die prop, soos 'n bottelprop was, gesê het, ek sal hom gaan rondstoot en hom op en af laat spring. 10.000 duiwels van die see het gesweer, hulle sou hom verdrink daardie nag. Hy was 'n mens so moeg, dat hy nie kon beweeg nie. Toe hy sy voet op die rand van daardie boot gesit en gesê het, swyg, wees stil, en die winde en golwe het hom gehoorsaam, was dit meer as 'n mens. Dit was God, ja meneer. Op Golgotha gesterf het, het hy uitgeroep om genade soos 'n mens. Hy was 'n mens toe hy gesterf het, maar toe hy opgestaan het, Paasoggend, het hy bewys dat hy God was. Dis reg, opgestaan uit die dood. Een wonder, die digter het gesê, lewend het hy my lief gehad, sterwend het hy my gered, begrawe het hy my sondes ver weggedra, opgestaan het hy vrylik geregverdig, vir ewig eendag kom hy, o wonderlike dag. 'n Godmens, God was in sy seun om die wêreld met homself te versoen. Hulle het aanspraak gemaak dat hy 'n towenaar was en 'n waarsêer en 'n duiwel en Beelzebub en alles. Maar hy was God Immanuel wat onder ons gewoon het om die wêreld met homself te versoen. Ons het dit met 'n vraag in die oggend. In elk geval, ons sal daarby kom en dit môre klaarmaak. Goed. Opgekom daardie geslaande rots, toe hulle enigiets nodig gehad het, het hulle na die rots toe gegaan. Nou, na dit alles en die seëning en dinge, het hulle steeds gemurmureer. Hulle het by die plek met die naam van Kades Barnea gekom. Nou wil ons net 'n oomblik bestudeer. Kades Barnea was die oordeelsbank van die wêreld in die dag. Dit word nog gevind 13de hoofstuk van Numeri. En begin die skrifte neerskryf as jy wil nou. Daarin was die oordeelsbank. Lees die vorige hoofstukke daarvan in julle studeerkamer. Ons moet nou net die hoogtepunte aanraak binne 3 of 4 dae lewing soos hierdie. Kan dit nie vers vir vers bestudeer nie, maar dit was 'n oordeelstroon. Daar was 'n groot put daar. Hulle het baie fonteintjies gehad wat daaruit gekom het in die sytakke of fonteine van hierdie eislike groot fontein, Kades Barnea.
Maak dit tipe van die kerk. Die kerk is die oordeelstroon. Oordeel begin in die huis van God. Daar het Israel vergader in Kades. En nou het Moses hier gesê, eerste vers, 13de hoofstuk. En die Here het met Moses gespreek en gesê, stuur vir die manne uit, dat hulle die land Kanaan, wat ek aan die kinders van Israel gegee het, kan verken. Van elke vaderlike stam moet julle een man stuur, elkeen 'n owerste onder hulle. Nou God het verordeneer dat hulle 12 manne soontoe moes stuur, een uit elke stam, hulle oorgestuur in die land van Kanaan in. Om die land te bespied, om te sien of dit 'n goeie plek was of nie. Die spioene het uitgegaan, een uit elke stam. Een uit Dan, een uit Aser, regdeur tot hulle die 12 manne gekry het. Perfek van die kerk vandag in ons reise. Ons reis na totdat ek glo dat die kerk vandag staan by Kades Barnea oordeel. Nou God help my, ek hoop God sal my help om hierdie te kry, dit goed en diep sal insink. Werke uitgestuur. Onthou, hulle het so ver gekom omdat God hulle beloof het. En die heel pad deur het hulle tekens en wonders en wonderwerke gehad en nou is hulle reg bo by die grensgebied. En ek glo ons is by die grensgebied vanaand. Ek het gewonder oor al my dienste en dinge, hoe ek hulle moes kanselleer. Ek glo waarlik, voor die kerk die wegraping geneem, moet dit wegrapingsgeloof hê. En ons kan nie eers geloof hê vir goddelike genesing nie. Wat nog van wegrapingsgeloof? Moet 'n geloof hê wat hierdie liggaam sal verander en lewendig maak en weggeneem word. Ek glo daar's 'n kerk op sy pad vanaand, 'n krag van die lewende God, dat mense die woord hier en daar sal spreek en dit sal klink soos beerlig. En 'n kerk kom uit nie 'n sielkundige nie van hierdie aansit skyn geloof nie, maar 'n ware, egte, gesalde Heilige Gees uitgeroepte kerk. Amen. Hier is hulle wat staan by Kades Barnea. Hulle het gesê, gaan oor, die land is vir ons gegee honderde jare gelede, deur God, deur ons Vader. Ons is die saad van Abraham. God het ons veilig gelei hierdie iets oor die 40 myl van Egipte af tot by die grensgebied by Kades. Hulle daar gekom binne 'n paar dae, maar onthou, as gevolg van hulle ongeloof, het hulle vir 40 jaar rondgedwaal. Ongeloof, let op, die kerk waarvan ek praat, paraboles gesproke. Wat die ouwe was, is die nuwe op 'n groter manier. Wat die natuurlike was, is die geestelike. Nou Kades, en daar het hy gesê, nou gaan julle uit en verken. God het hulle gestuur, Moses het nooit. God het hulle soontoe gestuur en gesê, gaan soontoe en verken die land. En kom terug en sê vir ons of dit 'n goeie land of 'n slegte land is, of ons dit kan inneem of wat dit of dat of die ander is, gaan julle soontoe en vind uit. En 12 het soontoe gegaan. Hulle het 'n groot tros druiwe afgesny, julle weet van die hoe Rahab en so voorts. Goed, hulle het gegaan en hierdie tros druiwe afgesny en teruggekom. Maar luister na die verslag, 12 manne. En 10 van die 12 het gesê, o, hulle is vreesaanjaende mense. Kyk hier oorkant, wat 'n gesig. Luister hierna, wanneer ons nou blaai na die 7de vers op die 27ste vers, liewer om te lees, gaan voort en sê daar van die manne wat uitgestuur is. En toe hulle teruggekom het, het hulle harte flou geword. Hulle het gesê, o, hulle is groot manne, luister hier. En hulle het hulle vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons gestuur het, en waarlik dit loop oor van melk en honing. Dit is sy vrugte, net soos God beloof het. Nou let op. Maar die volk is sterk en wat woon in die land en wat woon in die land.
En die stede is versterk en baie groot en ons het daar ook kinders van die Anakiete gesien. En die Amalekiete woon in die land en die Hetiete, die Jebusiete en die Amoriete woon in die berge en Kanaaniete woon by die see of die kant van die Jordaan. And Caleb, hallelujah, Caleb still the people before Moses and said, Toe het Caleb, halleluja, Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Ek hou daarvan. Hoeste, net 'n bietjie verder. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie gaan teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan 'n slegte gerug onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer. Al die mense wat ons daarin gesien het, groot manne. Luister daarna, en dit gaan voort om te sê dat ons lyk so sprinkane teen hulle. Dis die verslag. Maar Caleb en Joshua het gesê, ons kan dit inneem, ons is in staat om dit te doen. Waarom is hulle in staat om dit te doen? God het hulle beloof om dit te doen. Ek hou van daardie moed. 10 van hulle, nou het die kerk gekom, en dit het nou gekom by 'n punt waar ons afgekom het deur die Lutherse tydperk, die Methodiste tydperk en die Pinkster tydperk, en verder aan tot by 'n plek. En nou het party van die volle evangelie mense sterk teen goddelike genesing gedraai, glo dat dit nie eens in die versoening was nie. Wel, dit het 'n punt bereik, vriende, waar julle, dit word verskriklik hier buite. Oudtydse godsdienst sê hulle, dis iets wat lankal verby is, kan dit nie kry nie. Dis te veel, ons lewe in 'n moderne dag, ons moet moderne idees skryf. Ons moet vingerborde in die kerk hê, tafeltennis, speletjies en alles om ons jong mense te behou. Broer of suster, as dit ooit by 'n tyd kom dat ek 'n kaartpartytjie in die kerk moet hê om 'n gehoor te hê, sal ek ophou om die evangelie te preek, want dit het sy krag verloor. Ek sê jou broer, wat ons vandag nodig het, is die oudtydse eenvoudige evangelie, Heilige Gees krag gespreek in sy eenvoud. Mense, as ek van die aarde verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Ja, meneer. Ons vandag, hulle sê, ons kan nie teruggaan en daardie dinge doen wat die apostels gedoen het nie. Ons lewe in die laaste dae wanneer God beloof het, hy sal sy gees uitstort op alle vlees. Halleluja! Ons is hier aan die einde van die pad. Dank God vir 'n paar Calebs en Joshua's wat gereed is om oor te gaan. Halleluja, oor te gaan en die bewys terug te bring. Halleluja, dis 'n groot land. Het 2 trosse drywe teruggebring en hulle het so hierdie geloop om dit te probeer dra. Wat 'n grond, wat 'n plek. Dank God vir mense wat oorgegaan het uit hulle ou formele ingeperkte goddelose kerk, mos begroeide toestand. Halleluja, gekom by 'n plek waar hulle aangestap het in Kanaans land en baie goeie drywe geëet het, wat jou selfs op die preekstoel laat kwyl. Halleluja, van daardie goeie oudtydse. Drank van die wyn soos Petrus gedrink het op die dag van Pinkster, toe die krag van God die kerk oorgeneem het. Halleluja, Kades Barnea, ons kan dit doen. Hulle het gesê, wil jy vir my sê, ons kan die Heilige Gees kry soos hulle 'n lang tyd gelede het? Ja, meneer. Nou, hoe weet jy? Ek het gesê, ek het dit gekry. Halleluja. Dis hoe ek dit weet. Ons het 'n pragtige tipe gehad gisteraand toe die kinders van Israel oor die land oorgegaan het na die pelgrimstog, wat 'n volmaakte tipe van ons pelgrimstog was. Ons het opgekom uit Kanaan. Ek het my paaltente uitgetrek en gegaan, het julle en die ou knoffel en fyn vleispotte en die stank van die wêreld daaronder verlaat, tent opgeslaan, vertrek, die Jordaan oorgesteek. Halleluja, die skelpsee van die bloed van Jesus Christus het elke ou sigaret, tabak verkoop, die gemors van die wêreld verdrink, soos daardie slawe drywers daar agter, en hulle dryf nou in die see. Halleluja, geen wonder ons skree en dans nie. Kyk wat Moses gedoen het, sy hand opgesteek en gesing het in die gees.
Miriam het 'n tamboerijn gekry en begin dans en op en af gespring en God geprys en die dogter van Israel het haar gevolg, gedans en God geprys en geskree. Halleluja! Hulle het oor die see gegaan, al die ou slawerdrywers wat agter dood daar in die see, hulle het omgekyk en gesê, man, jy sal my nooit weer pla nie, oogwiste, die brûe oral verbrand, gereed om nou te gaan, verder te reis. Nou sê hulle, kan ons dit inneem? Sekerlik, ons kan dit inneem. Hoekom? God het so gesê. En onthou, hulle was God het beloof om in hulle behoeftes te voorsien. Ons het dit gister aangaan. Hoe gaan hulle dit voorsien? Ek weet nie. Wel, miskien sal hulle 'n bietjie deeg oorstuur iewers van. Daar is niks oor in Egipte nie. Waar gaan die deeg vandaan kom? Hoogkwiste, dis nie my besigheid nie. Iemand het een keer vir my gesê, glo jy in daardie Elia, daardie vol verhaal daarbo? Ek het gesê, sekerlik. Gesê, wil jy vir my sê, ek glo daardie prediker het gaan sit by die spruitkrit daarbo en kraai het hom gevoed? Ek het gesê, sekerlik. Hoe weet julle, hulle het hom gevoed? Ek het gesê, die Bybel het so gesê. Dis reg. Gesê, ek wil vir jou iets vra, prediker, gesê, waar in die wêreld dink jy daardie kraaie, daardie toebroodjies gekry? Ek het gesê, ek weet nie, hulle het hulle gebring, Elia het hulle geëet, dis al wat ek weet. Ek het gesê, ek glo julle almal raak opgewonde. Ek het gesê, nee, ek kan jou nie sê waar dit vandaan kom nie, maar dit kom van iewers af. God bring dit, ons eet dit, halleluja, en dit bring vreugde. Hoe dit gebeur het, weet ek nie, God stuur dit net en ek gryp dit. Ek het 'n handvol gekry net 'n paar minute gelede en dit ingesluk, verkoop my nog steeds soos dit afgaan. Dis goed. Moenie opgewonde raak nie, ek's nie mal nie, ek is al so genoem, maar ek is nie. As ek is, los my net uit, ek is gelukkig, goed, ja meneer, ek voel nou baie godsdienstig, voel beslis, goed. Ek nou om hier is hulle, hoe gaan ons dit doen? Nou, God het manne afgereën uit die hemel en hulle gevoed. Het hy nie? Hy het beslis en hulle het dit opgetel, ons het daardeur gegaan. Nou dit was 'n volmaakte tipe van ons voeding vandag. Daardie manne het nooit opgehou nie. Dit het elke aand geval, elke aand die heeltyd wat hulle op hulle reis was uit Egipte uit in die beloofde land in. En die Heilige Gees het geval sodra die disippels Egipte verlaat het. Op die Pinksterdag het die Heilige Gees uit die hemel gekom. Selfde plek waar die manne vandaan gekom het, soos 'n geweldige rukwind het die hele huis gevul waar hulle gesit het, verdeelde tonge het op hulle gesit soos vuur. Hulle het daar uitgegaan en geskree en opgetrek soos dronk mense, gedans, gesteier, geskree, gekwyl en alles. Het julle al ooit 'n ou dronkaard huis toe sien kom? Man, hy is aan albei kante op die straat. Hallo vreemdeling, niks wat hom pla nie. Daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, Romeine 8:1. Hier kom hulle, wat huis toe kom, nou steer onder die impak van die Heilige Gees, wat God se manne was, wat afgekom het uit die hemel, en dit het geval van daardie dag af, op tot hierdie dag, elke. Weet julle wat, die omer is volgehou, dat elke priester wat ingegaan het, 'n mond vol van die oorspronklike manne kon eet. Hoe lang was hierdie manne hou, hersien wat dit gisterand was in die les. Petrus het gesê, bekeer hulle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes. Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe, julle kinders en hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Die Gees is net dieselfde Heilige Gees vanaand as wat dit destyds daar in die begin was. Kan ons dit inneem? Ja, meneer. Kerk kom by Kadesh, wat gaan julle doen? Hier is ons. Hulle sê, nou elke individu, julle is elkeen by Kadesh, ons kom daar. Sê, nou as ek so toe gaan en van daardie holy roller godsdienst kry waarvan hulle praat, sal my mamma my uit die huis uitsit. Maar het julle dit by Kadesh, kan julle dit doen? Ja, God het dit vir julle beloof. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar 'n swaard. Ek het gekom om vader en moeder, man, vrou, suster, broer en almal te skei. En hy wat nie sy eie sal versaak en my volg nie, is nie waardig om myne genoem te word nie. En hy wat sy hand aan die ploeg slaan en net omdraai om te kyk, is nie waardig nie. Dis reg. Broer, ek sê jou, dit beteken heel wat meer as om nader te hardloop en hand te skud met die prediker en 'n paar druppels water oor jou te laat sprinkel. Dis reg. Broer, dit kos heel wat meer as om op te stap na die altaar en nagmaal te neem.
en terug te stap en te gaan sit op jou sitplek. Dit beteken 'n uitverkoop, uitsterf broer, en 'n ou tyd se agterveldse hemelblou sonde dodende godsdienst te kry wat nie jou wit was, maar jou nie wit verf nie, maar jou wit was. Halleluja, jou skoonmaak, jou uitbrand, jou uitskuur, jou steriliseer en jou 'n nuwe persoon maak. Amen. Dis 'n ou sassafras soort broer, maar ek sê jou, dit sal aan jou ribbes kleef. Kry bietjie daarvan. Dis reg, dit sal jou hou deur die beproewinge. Amen. Ek voel hom uit te roep omtrent. Dis nog groot vir ja, meneer. Ek daarin dink, broer, is dit seker? God het so gesê, kan ons dit inneem? Sekerlik ons kan dit inneem. In die laaste dae sal ek my gees uitstort en ek sal tekens en wonders wys. Halleluja! Hy het gesê hy sou dit doen. God het dit beloof. Ons is by Kades, kom ons gaan kry dit. Iemand was daar en het drywe teruggebring. Ek weet die land is goed, dis reg. Kom ons gaan soontoe en kry daarvan. Dis reg. Die kerk het begin murmureer en kla en alles. God sou die kerk uitgestuur het jare gelede as hulle net na hom geluister het. Maar hulle het begin stry en baklei en murmureer. Die Methodiste het 'n oudtydse herlewing destyds in die dae van Spurgeon gehad. Hulle het gawes begin ontvang en so op die kerk het reg daar ingekom en daardie ding begin uitmekaar skeer. En die kerk het van toe af rondgedwaal in die wildernis, rondgedwaal. Dit het opgebreek in Nasareens pelgrim, heiliges en dit, dat en dit en dat en dat en die ander. En al die res, tot dit nou soos 'n groot klomp, ek weet nie wat is nie. Dis waar. Hulle het groot skole georganiseer en gedink hulle sou die teologie van een of ander plek leer. Soos ek gisteraan gesê het, dit laat my dink aan ondernemers lykeis. Gaan soontoe en so koud. Jy gaan in die geestelike termometer sê 100 onder vriespunt. Iemand het een keer nie lank gelede in die ou vroukie het ingekom van die platteland af. Sy het ingestap, sy het haar ou lang rokkie aangehad, dit bo teen haar nek hierbo. Sy het ingestap en haar seun het haar kerk toe geneem. Hy was skaam vir haar. Sy het na die deur toe geloop. Sy het gesê, "Goeiemôre ouderling," ingestap soos daardie. En haar man of haar broers of haar seun het gesê, "O moeder, bly stil." Hy het gegaan behoort aan een of ander groot aristokratiese kerk, julle weet. Hy het gesê, "Wel, prys God, is ek nie in 'n huis van God nie." Sy het nie van beter geweet nie. Laat ek vir jou sê, broer, haar naam mag nie in Wiesby gewees het, soos baie van hulle het nie. En hulle sê hulle het presies 400. Maar haar naam was geskryf in die Lam se boek van die lewe. Ek sal liewer myne daar hê as in al die Wiesby. Halleluja, dit sê Wiesby, die naam geskryf in die Lam se boek van die lewe. Sy het ingestap en gaan sit soos daardie. Die prediker het begin sê, nou die Here Jesus Christus het na die aarde toe gekom om die sondaar te red. Sy het gesê, amen, prys God, dis reg broer. En almal het hulle nekke omgedraai soos 'n gans mannetjie iewers wat rondkyk, wonder hoekom. En so het hy gesê, hy het sy notas gelees, julle weet, so hy het toe soort van deurmekaar geraak en hy sê, verskoon my gesê, en soos ek gesê, die Here Jesus Christus het na die aarde toe gekom. Hy het gesê, prys God, dis reg broer, halleluja. Toe die plek aanwyser het agtertoe geloop en haar op die skouer geklop gesê, mevrou, jy sal moet stil bly of ons sal jou moet uitsit. O, wiste, halleluja. Dis waarin ons beland het, dis reg, skole van die profete. Ons lei die onderwysers op ons spuit ou balsemvloeistof in hulle in, om hulle te bewaar. Hulle is dood in elk geval. Dit dan balsemvloeistof in om te dooier te hou sommige van hierdie ou teologie, wat hulle leer dat die dae van wonderwerk is verby. Daar is glad nie soos iets, soos hartlike godsdienst nie. Laat my ding aan 'n gekleurde man onder die syde, ou kerel wat sy Bybel rondgedra het, gesê, waarom nie, draai jy daar die Bybel, kerel? Hy het gesê, ek glo dit. Sê, jy kan nie 'n woord daarin lees nie. Gesê, ek glo dit in elk geval. Gesê, ek glo dit van buiteblad tot buiteblad, glo die buiteblad ook. Gesê, hoe weet jy? Gesê, dit het die Heilige Bybel daarop geskryf. Ja, meneer, hy het dit geglo in elk geval, het geen verskil gemaak nie. Gesê, wat sal jy doen? Gesê, sal jy enigiets doen wat in die Bybel is? Gesê, die Here vir my sê om enigiets te doen, sal ek dit doen. Hy het gesê, wat as hy vir jou sê om deur daardie muur te spring? Hy het gesê, ek sou spring. Gesê, dink jy kan deur daardie muur loop sonder 'n gat daarin? Gesê, as die Here vir my sê om te spring, sou hy 'n gat daarin maak vir my. Dis ook reg, broer. Halleluja. Dis die waarheid. God vir jou sê om te spring, sal hy 'n gat daar hê wanneer hy daar kom. Moenie daaroor bekommer wees nie. Skoolteologie, ook wiste, weet julle wat het hulle gedoen? In sy plek van die bo vertrek, het hulle aandetekamer gesit, een op ander ou haan opgekook in, hulle 50 sent per bord gevra om die prediker te probeer betaal.
Oor as jy jou tiendes betaal het en gedoen het wat God vir jou gesê het om te doen, sou jy nie hierdie ou sop aan eet en sulke goed hoef te hê nie. Amen. Self die salwingsolie het afgespring daarop. Laat ek vir jou iets sê, broer, God wil 'n kerk hê wat beweeg in die goddelike wil van God. Gebaseer op so spreek die Here, ja meneer, hulle het al die wag in die bo vertrek uitgeneem, soos daardie wat hulle met die Heilige Gees gedoen het, hulle het dit met teologie vervang. Iemand gaan uitsê, wel ons glo dit en ons glo dat, waarom glo julle dit? Dit is nie in die Bybel nie, niks daarvan nie. Iemand het gesê, wat dink jy van daardie priester hieronder nou die dag wat weggeloop het met daardie vrou en met haar getrou het? Ek het sê, hy het die reg gehad, hy het net soveel reg om te trou as wat ek het of enig iemand anders. Jy kan dit nie in die Bybel kry nie. 'n Katholieke seun het gesê, is dit reg, Billy? Ek het gesê, dis die waarheid. Sê, wys dit vir my. En ek het gesê, wel, ek sal dit vir jou wys in die Bybel, dat troue eerbaar is onder almal. Halleluja, Paulus het gesê, elke man moet sy eie vrou hê. Dis presies reg. Ek het gesê, dis 'n Romeinse ding, daar's niks meer waarheid daarin, as wat daar is aan die bodemlose putte van die hel nie. Halleluja, ek glo God se woord, ek moet iets glo en hierdie is so spreek die Here. Een keer het hulle klomp van daardie predikers daar gehad, soos daardie destyds in die Ou Testament, hulle 'n hele klomp goed geleer. Ek sal julle wys watter soort geleerdheid hulle gehad het. Hulle het alles geleer van die teologie van daardie dag, die skool van die profete. En hulle het eendag gekom om 'n ware profeet te sien. Die profeet het vir een van hulle gesê, gaan uit en soek vir jou 'n skoot vol van sopgoed nou. Ons sal die groot ketel opsit, ons gaan 'n baie groot kooksel ertjies hier buite hê. Weet julle wat daardie prediker gedoen het? Hulle het uitgegaan en 'n skoot vol karkoere gepluk. Groen karkoere van 'n wilde rank af. Man, 'n kerel wat nie die verskil geken het tussen ertjies en 'n wilde karkoer nie, is nogal 'n prediker, ek sê jou. Hy het hulle in die pot gegooi en dit begin kook. Voor hy kom kry het almal 'n groot bord vol daarvan gekry, soos daardie gesê het, daar's dood in die pot. Dis my probleem vandag, is daar's dood in die pot. Party van hierdie ou koue kweekskool formele goddelose plekke wat aangaan om bietjie teologie te probeer leer. Hulle maak die mense dood, neem hulle weg van Christus. Ons het die doop van die Heilige Gees nodig om lewe te gee. Halleluja, sjoe! Ek voel nou omtrent 2 keer my grootte. Maar dis die waarheid, broer, julle kook iets. Dis reg, julle kook iets, maar wat kook julle? Dis die volgende ding. 'n Kerel wat nie die verskil geken het tussen groen karkoere en ertjies nie. Dis omtrent soos party van hulle. Dis die waarheid, ja meneer. Gesê daar's dood in die pot. O, Elisa was 'n ware profeet. Hy het gesê, moenie daaroor bekommerd wees nie, moenie so ontsteld raak nie. Amen. Ons het 'n kerel hier wat 'n dubbele porsie het. Halleluja. Hy was oor na Kanaans land toe, het teruggekeer met 'n dubbele porsie gehad, gesê, hulle weet wat om te doen wanneer probleme kom. Gesê, gaan kry vir my 'n handvol meel. Hy het die meel geneem en dit in die pot gegooi, gesê, eet nou soveel as wat jy wil, dis nog alles reg. Waarom die meel was daar vir die beweegoffer, vir die meeloffer, die beweegoffer voor die Here. En daardie meel moes gemaal word deur die meelsteen wat elke korrel dieselfde gemaal het. Daardie beweegoffer was Christus. Sit Christus in elke meelsteen dieselfde gemaal. Jesus Christus dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Wanneer daar dood in die pot is, sit Christus daarin. Halleluja! Sjoe! Glory! Halleluja! Ek het die eerste keer iemand gesien met die Heilige Gees, was 'n ou gekleurde man met 'n groot lang oorjas aan. Hulle moes hom uithelp. Hy was so oud soos hierdie en hy het daar opgekom en begin preek. Baie van daardie predikers het begin preek oor wat hier op aarde gebeur het. Hy het sy teks van agterin Job geneem. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het, toe die môresterre saam gejubel en al die seën van God gejuig het van vreugde? Hy het gesê, julle dink ons het een of ander nuwe soort godsdiens. Gesê, broer, ek het net 'n oudtydse geval of 'n splinter nuwe geval van 'n oudtydse godsdiens. Naderhand het die Heilige Gees hom beter gekry. Arme kerel was so styf. Hy het daar gestaan, hy het homself regop getrek, sy hakke teen mekaar geklap en gesê, glorie, halleluja, gesê, julle het nie genoeg plek hierbo vir my om te preek nie, van die platform afgestap. Ek het gesê, broer, as dit sal doen vir 'n man van 80 jaar oud, wat sal dit vir my doen? Ek wil dit hê, halleluja, reg, ja meneer, ek het 'n lekker tyd gehad. Reguit uitgegaan in 'n mielieland en op my ou geroeste knie het ek gegaan en het daarvoor gebid. Dis reg. Soos ou Barry Robinson wat aangegaan wou die Heilige Gees hê, gesê prys God, ek wou so graag die Heilige Gees hê. Ek het nie geweet wat om te doen nie. Hy het gesê ek het mielies geploeg een oggend met ou Alex se muil. Gesê Alex het aanhou trap op die mielies.
Ek het kwaad geword vir hom so toe gehardloop en hom aan die oor gebyt so hard as wat ek kon. Elk het na my geskop gesê. Ek het so toe gegaan en gaan sit. Ek het na hom gekyk. Hy het daar gestaan gesê. Ek het elk gebyt so hard as wat ek kon gesê. Ek het na hom gekyk gesê. Elk gesê elk, ek is jammer. Ek sal dit nie weer doen nie. Gesê elk het omgekyk gesê. Jy nie meer godsdienst kry as wat jy nou het nie, sal jy my weer so behandel. Goeiste, dis reg. Hy het gesê ek het gekniel in die mieliery en gesê, goeie Heer, gee my baie kennis in die geelpunt van my siel. Help my veg teen die duiwel solank ek 'n tand in my mond het, om dan met my tandvlies byt tot ek sterf. Sê Here, as U my nie die Heilige Gees gee nie, wanneer U terugkom aarde toe, gaan U 'n hoop bene kry wat net hier lê. Hy het dit gekry. Amen. Dis reg. Jy regte kniel en dit bedoel voor God sal God jou oorneem daaroor kan. Maak nie saak wat die kweekskoolprediker sê nie. Ons kan die Heilige Gees kry omdat God dit vir ons beloof het. Dis waar Caleb sy geloof gebaseer het. Dis waar Joshua dit gebaseer het. Because God said it's yours. Amen. I've already given it to you. Want God het gesê, dis julle sin. Ek het dit alreeds vir julle gegee. Halleluja. Ek hou daarvan. Nee, ek sal nie, ek het. Those who he called, he justified. Die wat hy geroep het, hy geregverdig, is dit reg. En die wat hy geregverdig het, hy verheerlik. Is dit reg, dan broer, is ons in die hemel al reeds verheerlik, saam met Christus Jesus. Hallelujah. That's right. Halleluja, dis reg, laat die duiwel net gil en skree en al sy woede aanvalle kry wat hy wil, so spreek die Here. Dis reg, o goeiste. Laat ons hier iewers heen gaan, ergens anders begin preek waar jy 'n bietjie wegkom van daar af. O wonderlik, hulle daarna begin memoreer stry. Kom ons gaan oor na omtrent die 21ste hoofstuk en begin omtrent die 5de vers. Hulle daar begin murmureer en stry en aangaan die watertoevoer afgesny. Miskien is dit wat fout is met die kerk vanaand, te veel stry en baklei, die watertoevoer is afgesny. Julle weet, ek reis baie rond oor die wêreld en een van die dorings, breedste plekke om te probeer lê, is in die woestyn. Alles daar het 'n stekel aan. Weet julle hoekom? Elke ou soort onkruidjie is 'n kaktus. Jy kan nêrens gaan lê nie, dit steek jou. Die rede daarvoor is, hulle het niks water nie. Water maak dit sag. Waar daar baie water is, het jy nie enige dorings en distels waar daar baie water is nie. En ek sê jou broer, vat jy 'n ou kerk wat droog is in sy bene, niks Heilige Gees daarin, en geen verlossing, niks goddelike genesing, niks krag van God, niks uitroep, niks vrede nie. En dis altyd hier die oë sê hy dit gedoen en hy het dit gedoen en hy het dit gedoen. Stekel. Wat hulle nodig het is 'n goeie oudtydse uitspuit van die Heilige Gees, halleluja, en 'n bietjie sag word. Amen. Dit beteken laat dit so wees. Branham Tabernakel het ook 'n goeie dosis daarvan nodig. Dis reg. Hoe is dit reg? Amen. Hoe ek het 'n lekker tyd hierbo. My klere pas my net presies reg, broer Hickenbotham. Ja meneer, my kraag is nie te groot nie, my hemp pas. Voel net goed. Selfs my vrou is nie hier nie, so ek kan net 'n wonderlike tyd hê. O, moet haar nie sê nie. Nee, goed, maar ek het 'n lekker tyd. Jy sê hy is gelukkig? Ek is beslis gelukkig. Hoe kan ek nie gelukkig wees en weet wat ek weet nie? Amen. Christus het my gered, my gevul met die Heilige Gees, my 'n kaartjie gegee hemel toe. Ek het net 'n lekker tyd gaan aan sê, kom aan almal van julle. Ja meneer. En herinner my aan 'n kerel wat een keer gegaan het om 'n hen te laat broei. En die ou hen hy het genoeg eiers gehad vir 'n broeisel behalwe een. En hy het nie gehad, hy het gedink, wat gaan ek doen vir haar een eier? So hy gaan uit en kry 'n eier en hy sit dit onder die ou hen. En die ou hen het al haar hoenders uitgebroei en die eend ook. En hulle het aangestap op die plaaswerf, julle weet. Hoe as daar die ou eentjie nie uit sy plek gelyk het nie, omtrent soos een van die hele holy roars nou, julle weet. Rondgeloop, kwak, so daar en hulle so agter die skuur uitgaan, julle weet, en die ou hen so 'n spring kan vang en kwak. Hier so sy gaan, kluk. Hier kom die kykentjies wat so na haar toe hardloop elkeen, maar die ou eentjie het nie geweet wat die roep kluk was nie. Hy het nie geweet wat al die stof beteken het nie, dit het in sy neus gehad en alles beland. Hy het nou 'n korrige kereltjie gelyk uit sy plek uit. Soos 'n goeie oudtydse Heilige Gees lidmaat in 'n ou kou formele kerk net uit plek uit. Praat van al dit, dat en die ander en wie president is. Hulle wil weet wie God is. Hulle wil weet van God. Maar julle weet daai ou hen het eendag 'n fout gemaak, net soos wat die ou kerk gedoen het, dis reg. Sy het eendag uitgegaan ver bo op die plaaswerf waarna toe hulle altyd gegaan het en naderhand het die ou eentjie sy kop uitgesteek en snyf. Hy het water gery.
Dit is sy geaardheid, julle weet. Amen. Hy het water geryk. Hy het gesê, Hong Kong, Hong Kong, oogwieste. Hy was in elk geval nie 'n hoender geaardheid nie. Hy was 'n eend geaardheid. So hy het die water geryk, daar het 'n stroom daar afgeloop. Die ou hen het geskree, kloek, 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 kloek. Geskree, Hong Kong, Hong Kong. Reguit na die water toe gegaan, so vinnig as wat hy kon. Dis hoe dit dan is wanneer 'n man gebore word in die koninkryk van God. Die ou kerk kan sê, gee pad van die Holy Rollers af. Dit is onsin, dis dit, dat en die ander. Hong Kong, Hong. Hy het moet by die water kom. Halleluja. Glory! Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Prys God! Julle sê dis malheid, maar broer, ons is bly. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, daar een keer na die water toe gegaan. Wat was dit? Dit was sy geaardheid. Hy kon dit nie help nie. Daar was iets in hom wat geroep het na die water. En wanneer God in 'n hart is, sal dit jou roep na oudtydse Heilige Gees diens. Prys God. Glory. Dis reg, broer. Ek weet dis my geaardheid. Halleluja, tensy jou geaardheid verander is, sal jy steeds luister na die gekloek van die ou hen. Maar wanneer jy water het, as jy eend is jy 'n verlore eendjie, wanneer jy is op pad na die water toe. Halleluja. Joshua het gesê, ag, ons kan dit maak. Joshua het gesê, ons kan dit doen. Caleb het gesê, ons kan dit doen. Hoe weet jy ons kan dit doen? Hulle het gesê, want God het so gesê en ons gaan oor. Ons gaan dit maak en ons gaan dit doen. En daar het hulle gegaan. Hulle het vertrek na die land en hulle het die bewys van die Heilige Gees gekry. En hulle het teruggekom om dit te bewys. Die land was goed, dit het goeie druiwe gedra. Ek is bly daaroor, as julle nie hoogwieste eet, hulle net en koil soos 'n perd wat klawer vreet, is reg. Ja meneer, net 'n lekker tyd hê. Geniet. Wat gee ek om wat die wêreld sê? Niks vir my nie. Die enigste God wat my opgewek het, wat my siel gered en my uitgestuur het om te bid vir konings en alles oor die land. Dit was hierdie ou goeie oudtydse Heilige Gees wat dit gedoen het. Ek was nog nooit skaam daarvoor nie. Ek het gesê in konings se paleise, ek het die doop van die Heilige Gees ontvang. Halleluja, dis reg. Hulle is ook honger. Hulle honger en dors. Ek hier, hulle het begin murmureer en begin kla. Die watertoevoer was afgesny. Nou opskit, hoeveel tyd het ons? Sê ek's jammer, ek's laat. Verskoon my dat ek te lank leer. O, ek het nog nie geleer nie, het ek. Maar net 'n oomblik, ek sal oor 'n rukkie by my les uitkom. Nee, ek het net met julle gespeel, sit stil. Kom ons kry net 'n paar woorde hier. Ek het iets wat ek wil sê. Die 5de vers van die 21ste hoofstuk nou, en luister baie goed. En die volk het teen God en teen Moses gespreek. Waar het U ons uitgebring uit Egipte, in hierdie woestyn in, waar daar geen water is nie, en in ons siele walg van hierdie ellendige brood? Nadat gevul is met die goeie engele kos en alles, het hulle gesê, o, ons is moeg daarvoor, ons wil graag 'n bietjie knoffel en 'n bietjie rog hê. Hulle wou die ou vleispotte van Egipte hê. Stuur die Here giftige slange onder die volk en die volk gebyt het, en baie mense het gesterf. En na Moses gekom en gesê het, ons het gesondig en ons het teen die Here en teen U gespreek. Bid tot die Here dat hy die giftige slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Toe het Moses 'n slang uit koper gemaak en hy het dit op 'n paal gesit, en as 'n slang 'n man gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Hoe laat ek dit kry, daardie dingetjie daar voor ons môre aan se diens begin. Die koperslang, soos die geslaande rots gisteraand, soos ons geëindig het by die geslaande rots. Die koperslang was Jesus Christus. Hulle sê 'n slang? Ja. Die slang verteenwoordig sonde wat al reeds veroordeel is. God het die slang veroordeel in die tuin van Eden in die 3de hoofstuk van Genesis en die 14de vers. God het al reeds oordeel oor die slang uitgespreek. O, hy was mooi en het regop geloop. Hy was lustiger as al die diere van die veld. Maar God het hom veroordeel en hom op sy maag gesit vir die res van sy dae, op sy maag veroordeel.
our sin En Christus is ons sonde wat veroordeel is. Amen. Sien julle dit? Pragtig. My sins, your sins, justly. My sonde, julle sondes, behoort regverdiglik hel toe te gaan en gestraf te word vir ons sondes. Maar Christus het ons plek geneem, die slang. Dis hoekom dit Christus voorgestel. Koper, die slang wat van koper gemaak is, het beteken goddelike oordeel. Nou die slang was sonde wat al reeds veroordeel is, en koper het beteken goddelike oordeel. Die koper altaar, die altaar is van koper gemaak wat die liggame van die offerande verbrand het. Eksodus 17de hoofstuk sal julle dit vind dan, julle wat julle skrifte neerskryf. Nou hulle die dier geneem, hulle het dit gewas, volmaakte tipe doop, dit ingebring, hulle hande daarop gesit, hulle sondes bely, die keel afgesny. Die bloed is gestort en die vleis is verbrand by die bloed op die offerblok op die altaar, koperaltaar, waar die sondes verwerp is, waar die regverdige God algehele skeiding vereis het. En die goddelike oordeel van God met die vuur het die sondeoffer verbrand. Halleluja! God se goddelike oordeel was op Jesus Christus. Kyk, goddelike oordeel weer in die dae van Elia wys dat dit goddelike oordeel is. Ja, daar het 'n tyd aangebreek toe daar niks was nie. Die mense God verlaat het. En Elia het op die berg gegaan en hy het gebid en hy het voor die koning gekom gesê nie eens dou sal uit die hemel val totdat ek daarvoor vra nie. En vir 3 jaar en 6 maande het die dou nie eens op die aarde gekom nie. Toe dit by die plek kom het Elia gesê, laat ons bewys wie God is, die God van vuur. Ons God is 'n benterende vuur, laat die God wat met vuur antwoord. Dis wat ek vanaand sê, laat die God wat met vuur antwoord, die Heilige Gees in vuur, laat hom God wees. Nou hulle het gesit, kyk, hy het opgegaan nadat hulle die vuur uit die hemel gebring het en sopoorts, en die offer verteer het hulle opgekyk in die lig, en dit het gelyk soos koper. Wat was dit? Goddelike oordeel oor die hele volk. En broer, suster, as jy vandag sal rondkyk, sal jy weer die kleur van koper sien. Goddelike oordeel wat oor 'n volk kom, oordeel die giftige slange, goddelike oordeel daarin. Nou kyk, hy het hier die paal opgelig wat die slang daarop gehad het van koper gemaak, en wie ook al na daardie slang gekyk het, is genees van hulle siektes. Wat 'n pragtige prentjie van Jesus Christus vanaand het gesê, soos Moses, net soos Moses die koperslang in die woestyn verhoog het. Hier is dit, begryp dit nou. As jy siek is, sal jy uitvind wat jou sal genees, soos Jesus gesê het. Soos Moses die koperslang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Dieselfde rede, in 'n veelvuldige rede, terwille van ons oortreding is hy deurboor. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hulle het teen God en teen Moses gemurmureer en is deur slange gebyt. Die slang het gesorg vir 'n tweeledige aanwending. Die eerste was om hulle sonde te vergewe en hulle siekte te genees. Jesus wat opgelig dat hy ons sonde kon vergewe en ons siektes genees. Volgende op die pad, daarna het Bileam, die huurling profeet, afgekom om Israel te stop. O goeiste, ons sal daarop ingaan môre aand, hoe dat daardie kerel en 'n stomme muil moes praat en hom bestraf. 'n Prediker buite die wil van God en sy gedagtes op geld wat soontoe gegaan het en 'n muil moes hom daaronder bestraf, 'n stomme muil. As God deur 'n stomme muil kan praat, kan hy sekerlik deur 'n man. Ja meneer. Let daarop, arme o Moses na al daardie tyd, ek wil julle wys wat 'n man voor God is, hoe korrig in hulle almal. Let op toe God vir Moses gesê het, kom uit die pad uit Moses, ek gaan die hele klomp van hulle vernietig en 'n magtige volk uit jou maak.
bridged his way and said, God, take me. En Moses het homself voor God gegooi in die bresse getree en gesê, God vat my. En God kan nie oor daardie man gaan nie, 'n krag van 'n gelowige voor God. Kyk daar. Look at old Eli. Kyk nou Jesaja wat gaan en vir die profeet Jeskia sê, kry jou huis in orde, jy gaan sterf. So spreek die Here. Wat 'n verleentheid was dit om binne 'n paar uur weer om te draai. Die Heilige Gees het hom ontmoet, want Hizkia het sy gesig na die muur gedraai en bitterlik geween en gesê, Here, ek smeek U om aan my te dink, ek het voor U gewandel met 'n volmaakte. En daar het trane teen sy wang afgeloop en God het alreeds sy lot verseël, maar gebed het dinge verander. Hy het vir die profeet gesê, gaan terug en sê vir hom. Kyk, watter stryder was Moses. In sy laaste ure het hy daar afgegaan met daardie verskriklike meer en homself uiteindelik verheerlik in plaas van God. En God wil hom nie toelaat. Natuurlik, dit was alles vooraf geskadu, net soos die organisasie vandag, Methodiste, Baptiste, Pinkster, al die res van hulle verheerlik hulle self. 'n paar dae gelede een van die grootste kerke, net omdat hulle nie die enigste een in die pool kon wees nie, hulle dien soos daardie afgekeer. Ek het gesê, ek hoef nie julle samewerking te hê nie. Waar die arende is, waar die karkas is, sal die arende versamel. En dit was reg, ja meneer. Vertel net die waarheid, God sal vir die res daarvan sorg. En daar was hulle, ons het die sê. Ek het gesê, ek gee nie om wat julle is nie, God is die een wat die sê in ons lewens het. Dis reg, dit neem God nie wat die kerk sê nie, en die kerk, elkeen van hulle, enige historikus hier is gewillig om dit te ondersoek. Er was nog nooit 'n kerk wat ooit geval het, wat ooit weer opgestaan het nie. God sit hulle op die rak, hulle het nooit. Die Lutheran het geval, die Methodiste het geval, die Presbyterian, Baptist, regdeur en die Pinksters ook. God gooi hulle net terug op die rak. En as julle glo dat ek God se profeet is, luister julle hierna. Ek sê dit onder inspirasie, nie presies nou nie, maar wat voor dit gekom het, dat daar nie een organisasie verteenwoordig sal wees. Van wat ek bedoel, die hele organisasie in die koninkryk van God nie, maar God sal uit elkeen van hulle uittrek die room van die oes en dit vul met die Gees en dit opneem na die heerlikheid. Dis reg. Die Bybel voorspel dat die laaste kerktydperk, die Laodicese kerktydperk is wat 'n louwarm is. En dis net so ver as wat die kerk vandag gekom het. Dis reg, hulle het afgekom na waar hulle miskien hulle hande 'n bietjie kan klap en 'n bietjie geraas maak. Spring in die meubels en rukkie skop, maar wanneer dit kom by om regtig gesuiwer, heilige, onvervalste, geheiligde lewe te lei, is hulle so ver weg as wat die nag van die dag is. Dis reg, wat ons vandag nodig het is 'n oudtydse ysster, broer, waar dit nie is om terug te gaan na die altaar en daar te kom en weer terug te gaan na die altaar, toe nie. Gaan soontoe en bly totdat jy dood is, dan weet 'n dooie man niks van die wêreld nie. Halleluja. Wil nie weer daarmee begin nie. Kyk broer, laat ek vir jou sê. God, nadat hy sy arme ou dienaar gehad het, Moses, iemand het een keer vir my gesê, ek sê jou dit wys God as jy hom God noem, gesê hy het sy diensknegt teleurgestel. Nou, Moses se lewe het in 'n siklus van 40 beweeg. Hy is geroep op 40 en geweier deur sy broers, uitgegaan in die woestyn en skape opgepas vir 40 jaar. Toe hy 80 was, het hy hom afgestuur om Israel uit Egipte te verlos. En toe hy naby die beloofde land gekom het, was hy 120 jaar oud. Hy het die tree van 'n jong man gehad en sy sig het hom nooit geval nie, dis reg, op 120. Toe hy homself in plaas van God daar verheerlik het voor daardie rots, toe God hom vertel het, gesê het, gaan spreek die rots aan, moet dit nie slaan nie, spreek dit aan. Die rots is net een keer geslaan. Moses het sy meer verloor en afgehaard op soontoe in die rots geslaan. Dit het nie water gebring nie. Hy het dit weer geslaan, dit het water gebring. Gesê, julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit hierdie rots bring, soos daardie en die waters voortgebring, omdat God na daardie profeet moes luister, omdat hy hom daardie krag gegee het, en dit het die hele program van God se Bybel verbreek. Christus is een keer geslaan en spreek nou die rots aan en dit bring sy water voort. Sien, dis al reeds geslaan, praat net daarmee en dit bring sy water voort. Nou ek sien hom daardie oggend wanneer ek aan daardie prentjie dink, wil my hart amper ingee. Ek sien vir Moses, hy het geweet, God het gesê, Moses, sê vir hulle almal, vaarwel, jou gemeente, ek gaan jou nou 'n bietjie hoër oproep vandag. Ek kan vir ou Moses daar sien staan, daar die lang wit baard en sy hare wat afhang langs sy gesig, sy oë wat verdop het met trane, soos hy oor sy gehoor gekyk het, hoe hy geval het op die
hulle gemurmureer het en hoe hy vir hulle geslaan het. Hy het oor hulle almal gekyk. Hy het teen die berg begin oploop. Hy het teen die berg opgegaan. Hy het weer omgedraai. Hy het tot siens begin wyf vir hulle. Hy het opgeklim tot reg bo op die berg. Dit was die maand van April. Hy het gestaan en oorkyk in die beloofde land. O, hoe hy wou oorgaan. Goeieste, sy arme hart was aan die breek. Hy wil oorgaan na die beloofde land saam met daardie klomp Jode wat hy gelei het en in die pad gestaan het. En daar was hy daar oor kan gekyk in die trane wat teen sy wange afloop. Hy het omgedraai en weer vir die mense gewaai tot siens. Hulle ou pastoor, hy was besig om weg te gaan. Hy het soos daardie vir hulle gewaai. Hy het weer oor kan toe gekyk. En as ek net kan staan waar Moses gestaan het en oor die landskap kan kyk. As God wil binne die volgende paar maande wil ek daar op die berg staan en oorkyk waar hulle oorgegaan het. Ek het nou die dag 'n film gesien waar van die broers, omtrent 40 van die broers uit die veldtogte daar binne soontoe gegaan het en hulle het 'n filmrol daarvan geneem en toe hulle daar oorgegaan het, daardie kerels wat gegil en geskree het, amper al die bosse op die wal verwoes het. Die kinders van Israel daar opgegaan het waar Jesus gedoop is en elke van daardie predikers het in die water ingespring met klere en al aan en weer mekaar oorgedoop, elkeen van hulle. O broer, daar's iets daarin wat beweeg en roer ons lewe. Hulle sou in 'n motor klim, hulle sou eendag ry en sê daardie reis gevolg daar waar die kinders van Israel het, soos ou Buddy Robinson gesê het, stop hierdie ding nou dadelik. En hy het uitgeklim en om gehardloop, geskree rondom die plek en uitgeroep, prys God, halleluja, weer ingespring gesê, ry maar weer. Dis reg, hy het net so 'n tyd gehad, sekerlik. As hy kon staan waar Moses gestaan het, daar die rots oorgekyk het in die beloofde land in. Hy wou gaan en hy het omgekyk na sy gemeente weer tot siens gewaai vir hulle. Die trane wat van sy lang baard afgedrup het, sy uur was aan die kom. Die mou oor sy moue hier geloop, die pols het in die mou begin opkom, 'n ou veteraan. Ek kan jou net nou sê, broer, moenie dink ek gaan hierdie 'n bietjie baptis vir 'n rukkie nie. Maar broer, hy was nie verlore nie. Nee, hy was nie. God sal nie sy diensknegt in die steek laat nie. Daar het die mou opgekom soos hierdie en voor jou kom kry, is hy gevang, pols wat afkoel. Sy oor begin swak word soos hy daar oor kan in haar land ingekyk het. Hoe hy wou oorgaan, o goeiste, sy hart was aan die breek. Net toe hy gereed gemaak het om uit hierdie lewe uit te beweeg, het hy gekyk, langs hom het gestaan. Daar het die rots gestaan. Net so lank hy daar is, dis al. Hy het oorgetree op die rots. Die engel het gekom om weggedra. 800 jaar daarna, daar het hy gestaan, oor kan in die beloofde land langs Elia saam met Jesus te praat. Hy laat jou nie in die steek nie. Een van hierdie dae moet ek by die einde van die pad kom. Ek's nou 43 jaar oud, redelik gedaan. Ek het 20 jaar gepreek. Ek het deur water geloop en ys gebreek en gestaan en gedoop tot ek amper gevries het. Ek het 'n kort gehad, klaar gekom met gebrek in die oerwoude en alles ingegaan en siektes en alles wat inwag. Ek weet nie hoe lank ek sal bly nie, maar as ek sal lewe om langer as dit te sien, miskien wanneer ek 'n ou man word as Jesus vertoep, sal ek waarskynlik staan met watte hare ek het wat laag afhang. Al my mense kry die verlamming wanneer hulle oud word, hulle bewe. Wanneer ek my pad deur elke stryd gestry het, al my vriende en dinge al heen gegaan het. En ek staan daar en hoor die water wat daar oorkom en ek bewe op my kierie soos hierdie. En wil ek die ou swaard hier neem en haar terugsteek in die skede van die ewigheid. My helm afhaal en dit neerlê in my hand opsteek. Halleluja! En sê, Here, stoot die reddingsboot uit. Ek kom vanmôre oor, ek kom oor die rivier. Hy sal my dan in die steek laat nie. Terwyl ek hier is, terwyl dit lig is, sal ek preek en bid en smeek en sing en alles doen wat ek kan vir die koninkryk van God. Wanneer my siel begin oplig uit hierdie liggaam en ek afkyk en my voetspore sien, wil ek hulle in die regte soort plek hê waar skeidingsvoetspore agter ons laat op die sand van die tyd. Sal ons hoofde buig. Teddy gaan 'n oomblik na die klavier toe. Ons hemelse Vader, o vir hierdie groot vreugdevolle tye. Hoe bly ek reken en raak 'n bietjie buite myself, Here, net die Heilige Gees wat net my siel doop. Ek kan dit nie help nie, iets kry my net beet. Ek so dankbaar, Here, om al die skottelgoedpanne en slote skoon te hê sodat die Heilige Gees kan kom. Die knak uit die tuinslang te hou sodat die verlossingswater enige tyd kan instort. Wat God wil hê dit moet.
Elijah told Jehoshaphat, said, dig ditches. Bid dit uit, soos Elisa vir Josafat vertel het en gesê het, grawe slote. Al die klippe het al die stokke en stompe, daar gaan water kom. Thank thee, Lord. Thou hast been here tonight. Now think of old... Here, U was hier vanaand, en ek dink aan ou profeet Moses, God seën sy dapper siel. Toe hy daar op die berg gestaan het, oorgekyk en in die beloofde land in, staan ons vanaand en kyk in daardie rigting, Here. Die enigste ding wat ek U vra vir myself, is om daardie rots daar te laat wees, wanneer ek gaan. God, dit sal reg wees met my. And all that I've ever done in life, Lord, if I could just... En alles wat ek ooit in die lewe gedoen het, Here, as ek net kan opkruip en U heilige voete aanraak een keer, hulle streel met my onwaardig aan, sal dit my 1 miljoen keer terugbetaal. We all know we got Ons to go weet that almal, road. ons moet daardie pad volg. Some of us may in a few hours. I don't know. Party van ons mag binne 'n paar uur. Ek weet nie, U weet. While we're here tonight, Father, Terwyl ons hier is vanaand, Here, en die Heilige Gees nog steeds teenwoordig is, hieronder was om U mense te seën. Vader, ek vra U iets. Is daar iemand hier wat ongered is, Here? that doesn't know you as their personal Savior. Wat U nie ken as hulle persoonlike verlosser, nie weet Stand before hoe you. hulle voor U staan nie. Ek gaan nie vra, Here, as U net sal. Nie dat hierdie mense my nou hoor nie, maar ek gaan U vra of U net met daardie hart sal praat en hulle moed sal gee vanaand. Might be the final call. Mag dalk die finale roep wees. Hoe weet ons? Waarom 'n kans vat? Wanneer die hele ewigheid hierop berus. If there be, Lord, or one wayward one As daar out of is, the way, Here, of een afgedwaalde een van die pad af die heuwel mag klim, om oor te kyk in die land in en dan verwerp te word. be with them. God, mag die rots met hulle wees en bid ek. Help us now. Help ons nou en seën hierdie gehoor terwyl ons wag. Now if there's a man or woman in here, boy or girl, with your head bowed, you don't know one, look up, please. Nou as daar 'n man of vrou hier binne is, seun of dogter met julle hoof gebuig. Touch you along En these moet niemand matters. opkyk nie asseblief. Mense is baie skugter partymal. Lig geraak oor hierdie sake, maar dames en here, I've had a lot of ground behind me in these 43 years. het baie grond wat agter my lê in hierdie 43 jaar. Net 'n paar dae gelede was ek 'n ou klein seentjie wat hier rond gehardloop het, albaster gespeel het saam met julle. Wel, ek word swak. I can feel it. Ek voel ek het vir 20 jaar probeer om iets aan julle te probeer bekendstel. Jeffersonville, waarom verwerp julle dit? Toe God dit bevestig het, sy engel gestuur het en die foto daarvan geneem het, dis bekend om die wêreld. Waarom sou julle dink dit was een of ander soort van 'n skyngelowige ding? Sê sonder God vanaand, jy sou hom eintlik graag wil ken. Jy weet jy wil daardie soort verlossing hê voor jy sterf. Hier 'n tyd gelede in hierdie einste stad was daar 'n jong meisie wat behoort het aan 'n sekere kerk hier in die stad. Sy het gedink sy was reg. Haar pastoor het vir haar gesê sy was reg. Sy het gespot met 'n dogtertjie wat kerk toe gekom het, want sy wou nie na 'n vertoning toe gaan nie. Sy het gesê jou pastoor is verkramp. Dogtertjie het gesê dis alles reg. Naderhand het sy uitgegaan met robbe vriende en sy het 'n siekte gekry en dit te ver laat gaan. Die dokter, 'n sekere dokter van hierdie stad, het gegaan om haar te ondersoek, uitgevind sy is opgevreet deur veneriese siekte. Daarna gesterwe. Sy was 'n sonndagskoolonderwyseres in hierdie groot kerk. Hulle was almal daar buite en om haar hemel toe te sien gaan. En net omtrent daardie tyd het haar sonndagskoolklas ingekom. Pastoor wat uitstap in 'n gang, 'n sigaret rook. En toe omtrent tyd vir haar om weg te vlieg, die engele om haar te kom haal, het sy opgestaan. Sy het gesê, "Waar's die pastoor?" Hulle het gegaan en hom gaan haal. Sy het gesê, "Jou bedrieger van mense," gesê, "Hoekom het jy my in hierdie toestand laat beland? Ek's verlore." Moenie bekommer wees nie. Adam het geweet hy het vye blare aangegaan toe hy voor God gekom het. Dit was heel in die hag toe God nie naby was nie. Gesê, "Hoekom het jy my soos hierdie laat gaan?" Gesê, "Waar is daardie ou meisietjie van daarbo by daardie tabernakel?" En hy het gesê, "Jy's hysteries, gaan 'n dokter bel om vir jou 'n inspuiting te gee."
Sy het gesê, "O bedrieger van mense, ek is verlore en my siel gaan hel toe as gevolg van jou." Sy het haar kop laat sak. En 'n goeie vriend van my wat net nou hier by die motorhawe werk het, vir 'n ondernemer gewerk. Hulle het afgegaan om die vloeistof in haar liggaam te pomp en hy het aanhou pomp. Hulle het die vloeistof bly ruik en kon nie haar vol kry nie en gekom om haar klere uit te trek en gekyk. En daar was 'n gat in haar liggaam gevreet. Daar, so groot soos jou vuis amper. Veneriese siekte het dit uitgevreet. O ja, sy gaan 'n lekker tyd hê. Hierdie ou meisietjie was 'n holy roller. Moenie enigiets onderskat nie, vriend. Do you know him tonight? Are you really saved? I'm asking you. En jong vanaand, is jy regtig gered? Ek vra jou in Jesus naam. As daar 'n man of 'n vrou, seun of dogter hier binne is vanaand wat nie gered is, wedergebore is nie, sal jou hand opsteek, sê, "Bid vir my broer Branham." Nou elke hoof gebuig. Ja, God seën jou, jong dame. God seën jou, jou. God seën jou. God seën jou. Agter aan die agterkant. Ja, God seën jou. God bless your sincerity, young man. I see you. God seën jou opregtheid, jong man. Ek sien jou. Wonderlik. 20 op 30 hande in hierdie gebouetjie, nie wedergebore nie. Die Heilige Gees was hier vanaand om met julle te praat. He's here now. You need him. Is nou hier, julle het hom nodig. Waarom kom julle nie? Sal julle nie opkom na die altaar toe en kniel nie? Sê, Here God, ek gaan U as my persoonlike verlosser aanneem vanaand. I'm going to accept you now, and I'm going to. Ek kan U nou aanvaar en ek kan die doop van die Heilige Gees ontvang. Ek wil dit hê. Ek gee nie om wat die wêreld te sê het nie. I'm going to receive. Ek kan nou ontvang. U het my beloof. Luister, elkeen hier binne wat julle hand gehou het. Julle het geluister na hierdie diens. Niemand hier binne kan na Jesus toe kom en sê God hom nie trek nie. Wat doen dit? Wat maak daar die begeerte? God is hier. God is hier. Listen, friend. If God will hear my Luister vriend, as God my gebed sal hoor, as 'n man, as jy glo dat ek sy profeet is en jy het die koerante en die tydskrifte gelees en boeke en owerhede en kyk daar agter in daardie foto's wat hulle agter die deur verkoop in die aand van daardie engel van God vuurvlam, dieselfde een waarvan ek hier lees in die brandende bos. En ek glo dat ek God se diensknegt is en ek glo dat hy my gebed sal verhoor en jou gebed sal verhoor as jy sal bid. Sal jy graag uit jou sitplek wil opstaan? Het jy soveel egte oortuiging? Kom hier en staan by hierdie altaar. En sê broer Branham, as hy die oë van die blinde sal oopmaak, sal hy my van my sondes vergewe. God seën jou jong man om jouself die eerste een te maak om te beweeg. Wie sal hierdie jong man na hierdie altaar toe volg? I want the ministers of this building to Ek come. wil hê die predikers van hierdie gebou moet kom in die gebou, kom hier na die altaar toe, net 'n oomblik, elke prediker, kom jong dame, God seën jou, iemand anders nou. Ek wil hê die predikers moet hier opkom bo op die platform as julle sal. Sinner friend. En daar vriend, kom reguit nader jong man, God seën jou, kom reguit nader en kniel net daar. God seën jou meneer, kom jy. God seën jou dame. God bless you. Someone else. God seën jou, iemand anders kom hier op na die altaar en kniel. Is jy sonder God, sonder Christus vanaand in 'n vervreemde wêreld? O, sê jy, dit word 'n bietjie laat en my mense wag. A little crippled girl's making her way. Shame on you healthy people. Are you an alien from God 'n tonight? Krippel meisietjie wat nader kom, skaam jou gesonde mense. Is jy 'n vreemdeling vir God vanaand sonder God, sonder Christus wat sterf in sonde en skande? Sal jy nie kom nie? Sal jy genoeg van 'n man of vrou wees net gewone ordentlikheid om op te staan en te sê, broer Branham, ek kom hier en toe ek wil jou hand skud en hier neerkniel by die altaar. Ek wil Jesus Christus aanvaar as my verlosser net nou. Sal jy kom? All those hands up, and you mean to tell me to know Al daardie hande op, wil jy vir my sê, bewus dat jy hier staan in teenwoordigheid van God, bewus dat jy in hierdie toestand is en steeds weier om na altaar toe te kom. what if your heart stops tonight when you go home? Wat is jou hart vanaand stop wanneer jy huis toe gaan? Wat is jy ongeluk het en jy is in die hospitaal 'n uur van hoop? Die bloed wat uit jou liggaam uitgaan en jy wat skree maar niemand om te bid nie. God said, if you neglect me now, I'll laugh in your calamity. Won't you come? God het gesê, as julle my nou verloon, sal ek vir julle lag in julle ongeregtigheid. Sal julle nie kom nie? Regtig? You mean that you are Bedoel jy dat jy genoeg oortuig was dat die Heilige Gees hier is, dat jy jou hand sal opsteek en nie na die altaar toe wil kom nie? Wat op aarde is voor jou? God bless you, sir. I perceive that you're a sick man. Sê nie meneer, ek sien dat jy ook 'n siek man is dat jy kom. Nie waar nie? Jy lê aan TB, nie waar nie? Hy gaan jou hier genees by die altaar vanaand. Jy's 'n vriendeling vir my, maar ek weet wat jy is en wie jy is. Holy Spirit dropped right in the meeting, and that angel of God standing at the platform.
Die Heilige Gees het reg in die diens geval daar, en daardie engel van God staan op die platform. Julle was in die diens, julle weet wat dit beteken nie waar nie. Gaan vanaand genees word, God het gespreek net toe hy daar opgestaan het. God bless you, son. Come right on. Come weeping, his eyes full of tears. God bless you, sister. Come right on. God bless you. Come kneel right around the altar. Tjeno seun, kom net nader, kom in trane, en oë vol trane. God tjeno suster, kom net nader. God tjeno, kom. Kniel om die altaar. Sal julle nie kom nie. God seën jou seentjie, dis wonderlik. Sal iemand anders nie. Party van julle jong mense daar agter, Here het dit al vir 'n lang tyd uitgestel. Hierdie is die tyd, hierdie is die uur. Iemand help moeder daar agter met daardie baba. Iemand asseblief, sy wil na die altaar toe kom. Haar man is hier bo, help. Julle die baba of hou die baba vas, laat die moeder kom. God seën julle, kom aan moeder. Is reg, hulle sal sorg vir jou kleintjie. Kom, word 'n ware moeder vir Jesus Christus en jou kinders. O suster, dis goed, God seën jou dame. Dis die manier om te kom en oor jou senuweeagtigheid te kom. Het daardie senuweeprobleme en gewoontes en dinge gehad, dit sal jou nou daar verlaat terwyl hy staan. Van die Here staan hier by hierdie platform. As julle glo dat ek sy profeet is, gehoorsaam en doen wat ek julle nou sê, kyk of dit nie reg is nie. Enige van die res van julle kom, die Heilige Gees sê vir my, daar's nog verskeie mense daar binne. Wees eerlik met God, sal julle nie, wat gaan julle verloor om hier op te stap na die altaar en 'n bietjie te bid? We gaan iewers bid, as julle nie hier bid nie, gaan julle in die hel bid. Die ryk man het sy oë opgeslaan. Nou as julle glo, as julle God se woord glo en glo dat ek die waarheid vertel, as God die waarheid bevestig het. Is mans en vroue hier binne wat net nou by hierdie altaar behoort te wees. Die Heilige Gees praat, sê so. Kom, God seën jou suster, hy is net een van hulle. Kom aan, God seën jou, kom nou waar julle ook al is, jonk of oud, kom. Laat ons staan, al julle mense in hulle sitplekke staan terwyl ons nou een vers hiervan sing. Kom aan nou, kom rondom, laat ons pad na die altaar toe van julle behoort aan die kerk, sê julle. Dis nie genoeg nie. Tensy 'n mens wedergebore word, sal hy op geen manier in die koninkryk ingaan nie. Kom nou. Wil julle nie uitkom nie, wil julle nie nou in die paadjie afkom nie. Kom hier en ontmoet my by die altaar. God seën jou, nog een.
Hoeveel hier binne sê, broer Branham, bid vir my, ek is nie dapper genoeg om op te kom nie, ek wil hê jy moet vir my bid, steek jou hand op terwyl ons dit weer sing. Gaan dit voort, steek jou hand op, sê, broer Branham, bid vir my. I know that you're doing it.